Goeiemôre. Ons het so 'n bietjie van 'n probleem met die klank wat baie keer onduidelik is, veral daar onder die galery. Ons kyk na die probleem, ons het nou 'n ander headset op, so die probleem behoort so 'n bietjie beter te wees, maar die eintlike probleem is hierdie klein speakertjies. So as die mikrofoon nie duidelik genoeg is nie, jy kan nie duidelik hoor nie, dan wil ons vra dat jy net so 'n bietjie vorentoe skuif. As jy onder die galery uitkom, dan is die klank so 'n bietjie beter. Is dit reg vir almal? Kan julle almal hoor? Is dit duidelik? Ek weet wanneer ek vra, kan julle my hoor, dan praat ek harder en dan konsentreer ek daarop en dan is ek weer sagter, dan is dit dalk 'n probleem. So as jy nie kan hoor nie, iewers, steek net jou hand op, dan onthou ek moet 'n bietjie harder gaan. Welkom aan almal daar by ons, ekskuus, nou wil ek 'n verkeerde huis sê, by Huis Teresa. Welkom by die diens. Is daar nuwe intrekkers vanoggend? Nuwe lidmate? Nee. As jy dalk nie jou hand wil opsteek, maar jy is, daar agter is so 'n papiertjie daar waarop jy jou besonderhede kan invul, dan kan jy net vir ons by die kollekte ingooi, dan sal ons kontak maak met jou. En is daar besoekers? Ook nie. OK. Welkom almal dan. Kom ons kyk gou na die verjaarsdaad aan die Joey Olivier, is hierdie week 85, en oom Willem Koen, oom Willem sit daar agter, hy is hierdie week 89. Baie geluk oom. Staan die Joey hier so? Ek dink hy is hier so nie, nee. Is hy? Waar staan hy? O, staan die Joey. Ek het aan die mis gekyk. Baie geluk. Hoop julle het 'n lekker week. Ja, klap maar hande. Daar gaan vanoggend nie 'n kindermoment wees nie, so as die kinders nou hier is, sorry, ek het nou nie in gedagte gehou vir 'n kinderweek nie, want laasweek was nou net 4 kinders. Bedoel ek julle is almal nou met vakansie al. So, maar ek dink na vanoggend sal dit seker nou 'n bietjie stiller word met die skool wat nou sluit die week. Voorbidding, bid ons nog steeds vir Johan Foster en dan ook vir Albie van Sail se ma Tannie Margo. Sy is nog by die huis, maar sy is maar nog 'n bietjie swak, so ons dink aan haar. As daar enige ander gevalle is, ek weet baie keer nie wanneer iemand in die hospitaal is nie, die boodskap kom nie altyd by my uit nie, of wanneer iemand siek is, op die voorbereiding moet wees, julle kan my net van die boodskap stuur. Dan sal ons sorg dat julle op die voorbereiding kom, of dat ek ten minste by julle 'n draaitjie maak. Vanaand is die Kersangdiens, dit begin 7 uur, na die tyd is daar pudding in die saal, né? Is ek reg? Ja. Pudding in die saal, so julle moet asseblief vanaand kom. Dan ook 'n belangrike ding, jy moet vanaand 'n kers saambring. Okay, so as jy vanaand se Kersangdiens bywoon, bring 'n kers saam. Dit kan 'n eenvoudige tea light candle wees. Bring net iets waarin die wat noem jy dit, was kan val. Okay, want ek is nou nog nie lank hier nie, as die mat vol was is, moet ek myself vroeg al verdedig. So asseblief bring net iets waarmee jy die was kan opvang. 'n eenvoudige gedagte, 'n tea light candle binne in 'n pierentjie, dan kan die was mos nou nie uitval nie. Dit is vir iets spesiaal vanaand. En dan kort ons nog kategese vir graad 3, 4 en graad 6 volgende jaar. En dan agter op die blaadjie is Adventskattejag 2. Dit is wat julle die week wat kom kan doen met julle kinders rondom Advent. Nou, laat ek nou eers kyk. Advent het ons laasweek gesê is die kers nie. Ek moet seker goed maar check voor die tyd, nee. Maar goed, Advent is die tweede week, of vandag is die tweede week van Advent, en die tema van vandag is vrede, en gewoonlik steek ons nou die kerse aan, en die kerse simboliseer die lig van God, wat in die wêreld ingekom het, in die duisternis, en dit is ook vanaand se tema, dis waaroor die kerse gaan. En ek dink dit is alles. Ek dink nie ek het iets vergeet nie. Kom ons word 'n oomblik dan stil. Ons fokus ons gedagtes op die Here.
In Psalm 27 skryf Salomo: O God, gee u beslissings aan die koning, u geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy u volk met geregtigheid oordeel en magteloses met billikheid. Mag die berge vrede bring vir die volk en die heuwels geregtigheid. Hy sal die magteloses van die volk sy regte handhaaf, die kinders van behoeftiges verlos, maar onderdrukkers verpletter. Hulle sal vir u ontzag hê solank die son en die maan nog daar is, vir geslagte lank. Mag die koning wees soos reën wat neerdal op gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek. In sy tyd sal regverdiges floreer, daar sal vrede in oorvloed wees, tot die maan nie meer daar is nie. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, die bron van alle lig. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, sy seun, wat as die lig van God na die wêreld gekom het, en ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, hy wat ons in die lig van God lei. Ontvang vanoggend die genade, die liefde en die vrede van God. Amen. Ek wil die voorsangers vra om so lank vorentoe te kom. Ons gaan 2 liedere na mekaar sing, Here ons Here, hoe groot is U, en direk daarna al die lof, aanbidding en eer. Kom ons bid saam. Genadige God, ons dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Ons dankie dat U ons liefhet, dat U ons geroep het, en dat U lig in die duister van ons lewens skyn. Ons dankie dat U woord vol beloftes is, en dat wanneer ons baie keer om ons kyk, dan sien ons nie dit wat in die woord is nie. En ons dankie dat ons vanoggend by U kan kom antwoorde vra. Ons vra Here dat U ons sal lei in vanoggend se boodskap, dat U Gees hier sal wees, spreek tot ons harte, maak ons oë en ons ore oop, en mag ons die manier wat ons voor U lewe, wat ons met ander werk, wat ons in die wêreld daar buite optree, mag dit U altyd verheerlik. Amen. Gemeente, ons gaan lees uit Jesaja 11 vanoggend, maar Johan, ek wil vra, as jy net so 3 skyfies terug kan gaan. Ek dink is die tweede vers van die liedjie wat ons nou gesing het. Nog enetjie, daar sê, lees gou daar voor ons die teks lees. Ons is gebroke, U die geneesheer, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vraag, U is die antwoord, ons die verdwaaldes, U is die weg. Dis eintlik in kort wat Jesaja vir ons sê vanoggend. In 'n paar lyne is dit die boodskap van Jesaja 11. Dankie Johan, jy kan weer aangaan. Johan staan in vir junior vanoggend. Junior is bietjie naweek af. So dankie Johan. Die tema, wat het van die vrede geword? Ons lees hier uit Jesaja 11 wat praat oor die vrede. As ons die teks lees, sal julle hoor, hoekom vra ek, wat het dan van die vrede geword? Is julle reg? Matteus 11 daar van vers 1 af. Maar 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortel sal vrug dra. Die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontzag vir die Here. Hy sal genot put uit ontzag vir die Here. Hy sal nie 'n beslissing vel volgens wat die oë sien en nie teregwys volgens wat die ore hoor nie. Hy sal regverdig beslis oor die armes en die magtiges van die land billik teregwys. Hy sal die land slaan met 'n stok van sy mond en met die asem van sy lippe die goddeloses doodmaak. Geregtigheid sal 'n gordel om sy middel wees en betroubaarheid 'n gordel om sy heupe. 'n wolf sal langs 'n lam vertoef en 'n luiperd
sal by 'n boklam gaan lê. 'n Kalf, 'n jong leeu en 'n vetgemaakte vee bymekaar. 'n Klein seentjie sal hulle lei. 'n Koei en 'n beerwyfie sal saam wei en hulle kleintjies sal saam gaan lê. 'n Leeu sal soos die bees gras eet. 'n Suigeling sal speel by die gat van 'n horingslang en 'n kleuter sal sy hand uitsteek na die nes van 'n kobra. Mense sal nie kwaad doen of hulle wangedra nie, nêrens op my heilige berg nie, want die land sal vol wees van die kennis van die Here, soos die water die see bedek. Op daardie dag sal die wortel van Isaai 'n banier vir die volke bly staan. Die nasies sal daarna vra en sy rusplek sal luisterryk wees. Ek het in die week gepraat oor 'n fliek, The Watchmen. En wie van julle het die fliek al gekyk? Niemand. Regtig? Daarbo? Okay. Dit is ook goed, want dit is seker nou nie die tipe fliek wat 'n dominee moet kyk nie. Die fliek Watchmen speel af in die 1980s, ek dink dit is 1985 om meer presies te wees, en die wêreld is op 'n baie gevaarlike plek. Dis in die Koue Oorlog. En tussen Amerika en Rusland is die spanning nou hoog. Hulle is op die punt van 'n kernoorlog en die wêreld is gespanne. Nou die fliek speel of gaan oor 'n groep helde wat hulle self The Watchmen noem. Nou eintlik die Watchmen het hoe kan ek sê, nie regeer nie, maar het gewerk 'n paar dekades voor dit. So wat het hulle gedoen? Hulle het ongeregtigheid gefight, misdaad bestry, enige korrupsie uitgewys en uitgewis, en in hierdie fliek skep dit 'n beeld van hoe die wêreld lyk. En nou dis nie baie ver verskillend van hoe die wêreld vandag lyk nie. Misdaad, dit ken ons, moord ken ons, korrupsie ken ons. Dit gaan oor child trafficking, domestic violence, ekskuus my Engels, wat noem dit, huislike mishandeling. Daar's 'n klomp goed wat ons in die werklikheid en in vandag se lewe sien. Nou die Watchmen, hulle was die ouens wat hierdie klomp goed in die samelewing aangespreek het en bestry het, maar hulle was nie superheroes soos Spider-Man en Batman en die ouens nie. Hulle was normale mense wat 'n bietjie bekwaamhede gehad het, maar hulle was nie bonatuurlik sterk gewees nie. En nou soos die jare aangaan, het hulle oud geword, hulle het begin aftree en die wêreld het hulle begin insluk. En toe ook uitgespoeg. En met die uitspoeg is alles wat hulle teen gestry het, begin deel raak van hulle lewens. So die Watchmen is 'n klomp afgetrede helde wat verslaaf is aan dwelms, verslaaf is aan drank, self misdade pleeg, self korrup is, en die hele situasie is nou maar net sleg. Nou die ander belangrike karaktere in die fliek om te sien is Dr. Manhattan. Nou hy was een of ander wetenskaplike en hy het in 'n laboratorium navorsing gedoen en eksperimente gedoen en toe loop een van die eksperimente skeef en die ding ontplof en dit verander sy wese uiteindelik. Het julle al Dr. Manhattan gesien, hierdie blou ou? Nee, nou hy kan space en matter en tyd kan hy beheer. So hy kan homself so groot maak soos 'n reus of hy kan homself klein maak. Hy het die moontlikheid om tyd te stop. Hy kan 'n tank net so deur te kyk en steek hy sy hand so uit, dan dekonstrukt hierdie tank in 'n paar skroewe en goed en dan druk dit bymekaar in 'n metaalbol en hy gooi dit net daar. Hy tree eintlik op as God. Nou, wat hy nou besluit het om te doen, is sien dat die wêreld op hierdie punt is van 'n kernoorlog en die wêreld totaal uitgewis sal word, en dat geen mens dit sal oorleef nie, kom hy met 'n plan op. Hy besluit, hy gaan 'n ramp skep, wat biljoene mense sal doodmaak,
En gevolglik sal hierdie wêreldmagte, Amerika en Rusland en Frankryk en al hierdie ouens, gaan hulle verskille met een kant toe skuif, om saam teen hierdie ramp te beklei. Dit gaan 'n koste wees van 'n paar miljoen mense se lewens, maar ten minste sal mensdom gered word. Die aarde sal bly oorleef, want hulle sal hierdie kernoorlog moet een kant toe skuif. So dis sy plan. Aan die ander kant is die karakter Rorschach. Nou, julle weet wat is Rorschach, né? Is daai patrone, as hulle dit so oopmaak, dan is dit sulke inkpatrone, en dan sê jy nou, jy sien 'n skoenlapper, of jy sien 'n kar, of jy sien 'n berg, of wat ook al. Nou, sy masker lyk so, en dit verander die heeltyd so van vorm. Maar nou, Rorschach, hy is een van die watchmen wat nou uiteindelik na die ander nou afgetree het en begin korrup raak het en met al hierdie goed nog steeds te kere gegaan het en betrokke geraak het, is hy die een ou wat sy karakter staande gebly het. Hy voel wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd en die verkeerde goed moet gestraf word en hy begin opstaan teen die goed. Uiteindelik begin hy 'n misdaad ondersoek en die hele ding draai so uit dat hy kan ook nie meer staande bly teen al hierdie goed nie en hy eindig op by 'n terapeut. En terwyl hy in die terapeut praat, maak hy 'n opmerking. Dis wat ek in die video gesê het. Nou gaan hom weer eens nie aanhaal nie, want die taal en die beelde wat hy gebruik is bietjie ontstellend. Maar Rorschach sê 'n interessante ding. Terwyl hy die misdaad ondersoek het, sê hy, weet dokter, ek het besef daai aand dat God het nie dit gedoen nie. En is nie noodlot of destiny wat hierdie dinge laat gebeur het nie. As God daardie aand daar was en het gesien wat gebeur, stel hy nie belang nie. En toe het ek besef dat is nie God wat die wêreld so maak nie, dis ons. Dit is 'n baie treffende aanhaling. Hy sê dis in die eerste plek nie God wat die goed gedoen het nie, en in die tweede plek is dit nie noodlot wat maak dat hierdie goed in ons lewens gebeur nie. En dan sê hy, God gee nie eintlik aandag nie. God gee nie eintlik om oor dit wat met die mens gebeur nie. En dan die uiteinde, die boosheid wat ons sien, dit wat in die wêreld om ons aangaan, dis ons eie toedoen. Nou, hoekom praat ek hieroor in 'n adventboodskap? En dit is eenvoudig, want in Kerstyd sien ons die kontras van dit wat die beloftes van God is en dit wat in die wêreld aan die gang is op die oomblik. Ons beweeg nou in adventtyd in. Ons sing liedjies van die Messias wat kom. Ons sing liedjies oor Kersfees en dan maak ons die koerant oop en ons sien hoe gebroken is die samelewing. Ons sing van die grootste geskenk van God terwyl ons in hierdie tyd gedryf word deur materialisme. Ons maak die koerant oop aan die een kant en ons sien die wreedhede van die samelewing en aan die ander kant maak ons Jesaja 11 oop en ons sien beloftes van vrede waar roofdiere en prooi saam sal lê. Ons lees van God se vrede terwyl daar verskeie plekke in die wêreld oorlog is. Ons lees van 'n engele wat sing eer aan God wat 'n welbehae het in mense. En die mense se lewens is in flarde. Dwelmmisbruik, geweld, misdaad, drank, gesinsgeweld. En dan moet ons vra, wat het van die vrede geword? Wat het dan van hierdie beloftes van God geword? Hoe bring ons hierdie klomp verskillende goed bymekaar? Nou om dit te verstaan, moet ons kyk na Jesaja 11. Jesaja is geskryf oor 3 tydperke. So die boek Jesaja moet in 3 boeke gedeel word. Die eerste gedeelte, ek dink is die eerste 39 hoofstukke as ek reg kon onthou, speel af voor ballingskap. En dan die tweede gedeelte, ek dink is 10 hoofstukke, dit speel af tydens ballingskap. En die laaste paar hoofstukke speel af na ballingskap. Nou vir die van julle wat dalk nie kan onthou nie, ballingskap is toe Babilonië Israel aangeval het en die ouens mos as slawe en gevangenes weggevat het na Babilonië. Nou Jesaja 11 se konteks is voor ballingskap. Okay, so toe het
die Babyloniërs hulle nog nie aangeval nie. Maar wat gebeur het, is dat die Assiriërs het die Noordryk van Israel reeds verslaan. Nou, dieselfde het gebeur met die Noordryk. Onthou, Israel was 12 stamme, noordelike 10 stamme, of noordelike ryk was 10 stamme, en die suidelike ryk was 2 stamme, en toe kom Assirië, wie die wêreldmag was, en hy verslaan die lande, so een na die ander, en hy kom by Israel, en hy verslaan die Noordryk, hy breek hulle stede af tot op die grond, plunder hulle landerye, steel hulle oeste, en hulle maak 'n groot klomp mense dood, en die res van die mense vat hulle as slawe na Assirië toe, en van hulle hoor ons nooit weer nie. Hulle het nooit weer teruggekom nie. Ons weet net hulle het die volk doodgemaak, uitgemoor, is die volk nou maar opgeneem binne in die Assiriese volk, ons weet nie. Al wat ons weet is jy hoor nie weer van hulle nie. Nou kom Jesaja 11. Nou, Assirië is nou besig om nader te beweeg aan die suidryk. En die volk is gespanne. Die oorlog is nou op die punt. Hulle het gesien wat met die noordelike 10 stamme gebeur, dis wat nou vir ons hier wag. Nou skryf Jesaja vir hulle, daar van die begin van die boek Jesaja af, kort waarsku hulle, hoorie julle, dit wat met die Noordryk gebeur het gebeur omdat hulle God nie dien nie, hulle was korrup, hulle het hulle rug op God gedraai, dit was die straf vir dit wat hulle gedoen het. Pas op nou, want jy is op dieselfde pad. Jy dien nie die Here nie, jy is korrup, jou leiers is nie leiers nie, julle aanbid nie die Here soos hy aanbid moet word nie. Hierdie selfde ding lê vir jou voor. En dan net die volgende hoofstuk, dan vertel hy van die Immanuel, God wat met ons is, God wat ons gaan verlos. En die volgende hoofstuk sê hy vir hulle, pas op, die Assiriërs is op pad. Jy weet wat vir jou wag, dit gaan weer met jou ook gebeur. En dan vertel hulle weer van die seun wat gaan kom, die seun wat God gaan stuur om hulle te verlos van al hierdie dinge. En die volgende oomblik vertel hulle van Assirië wat om die draai is, en die planne van Assirië. En dan kom ons by hoofstuk 11, en in hierdie omstandighede waar Israel benoud is, en waar hulle bedreig word deur oorlog, kom skryf hy nou vir hulle, dat hy hierdie visioen gehad het. Dan moet ons onthou, God het vir Dawid gesê, uit jou nageslag sal daar altyd 'n koning op die troon sit van Israel. Daar sal altyd iemand uit jou nageslag heers oor die volk. Maar nou as ons die geskiedenis ken, weet ons dat na Salomo was dit net maar 'n bietjie wankelrig. Party van die konings wat geheers het was boosheid van self, en party die een erger as die ander. En in hierdie tyd waar alles tot niet gaan, waar Assirië 'n bedreiging is, kom die volk eintlik op 'n punt waar hulle besef, maar van hierdie koningskap van Dawid en sy nageslag het daar eintlik niks gekom nie. Daar's niks oor nie. Die stamboom, die wortel van hierdie nageslag, van hierdie koning, is uiteindelik afgekap, vernietig, verpletter. Daar's vir ons geen hoop nie. En daarom in hoofstuk 11, dan sê Jesaja vir hulle iets van God se hart vir die mense. En ek kom vertel iets van die hoop wat daar is. Maar wat se hoop het die volk? Met Assirië wat klaar die noordelike 10 stamme verslaan het, hulle wat 2 klein stammetjies is, wat oor is, wat militêr nie opgewasse is nie, wat se hoop het hulle? As ons kyk na die wêreld rondom ons, die koerantberigte, die TV-programme, die nuus, dan kan ons amper dieselfde vraag vra. Wat se hoop het ons? Met 'n dreigende oorlog uit die noorde uit sonder 'n koning, kom God en hy sê vir Jesaja, kyk hier, hy gee hom 'n visioen, amper sê ek vision. Hy gee hom 'n visioen. Hy sê kyk hier, uit die stomp van Isaï sal ek 'n nuwe vars lood laat spruit. Nou wie was Isaï? Dit was die pa van Dawid. So uit hierdie stamboom wat afgekap is, wat daar eintlik niks in is nie, sê God vir hom, uit hierdie stamboom uit sal ek 'n nuwe lood laat spruit. Nou hoor wat sal hierdie nuwe lood, wat sal hy doen? Hy sal vrug dra van die wortels af. En die gees van die Here sal op hom rus. Die gees van wysheid en insig, van raad en sterkte, van kennis en ontzag, en hy sal genot put uit die diens van die Here.
Die implikasie is dat die ander ouens nie het nie, dat die ander konings glad nie gedoen het wat God verwag het nie. Nou, dit klink 'n bietjie na 'n radikale boodskap, nee. Hierdie koning sal 'n nuwe ding doen. Hy sal 'n vrede op aarde bring wat nog nooit geken is nie. Hy sal dinge doen wat eintlik maak dit glad nie sin dat dit kan gebeur nie. Nou kom Assirië. Assirië word uiteindelik weggedryf en toe kom Babilonië en Babilonië verslaan die suidryk. So die Babiloniërs vernietig die suidelike 2 stamme, breek die stad af tot op die grond, plunder die landerye en hulle vat hierdie oorblyfsel van die volk, vat hulle dan as slawe weg na Babilonië toe. In Babilonië spandeer hulle iets so 70 jaar en dan kom hulle terug in Israel aan. Nou wat kry hierdie ouens van hulle terugkom in Israel? 'n vernietigde land. Stede wat afgebreek is tot op die grond, landerye wat leeg is, die tempel is vernietig, daar's eintlik vir hulle niks oor nie. Nou, die het oor 'n paar honderd jaar gebeur. So teen die tyd wat die 3de gedeelte van Jesaja geskryf is dit nie meer die profeet Jesaja nie, maar 'n profetiese skool wat volgelinge was van Jesaja, wat in dieselfde tipe teologie as Jesaja gevolg het, en hulle kom en hulle sê vir die volk in Jesaja 61, God het vir ons 'n visioen gegee van waarmee hy besig is. En dan sê hulle, die Gees van die Here my God het oor my gekom. Hy het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating te verkondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyande sal straf, maar almal wat treur vertroos. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. In Lukas 4 kom Jesus in die sinagoge en hy sê vir die amptenaar, geef my die boek van Jesaja aan, en hy vat die boek van Jesaja en hy rol hom oop en hy lees hier dieselfde gedeelte. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vir die gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word, vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal se oë in die sinagoge was stip op hom gerig. Toe het hy met hulle begin praat en gesê, hierdie gedeelte uit die skrif is vandag voor julle oë, is vandag vervul terwyl julle daarna luister, Hierdie gedeelte uit die skrif is vandag vervul terwyl julle daarna luister. Ons sit op die punt van Kersfees. Ons sien 2 beelde, 'n realiteit en 'n profesie en 'n belofte, en ons wonder nou, waar is die vrede? Hoekom sien ons dit dan nou nog nie? Karl Barth het gesê, ons sit in 'n tyd tussen alreeds en 'n nog nie. Die koninkryk van God het alreeds gekom, het alreeds aangebreek in die koms van Jesus, maar hy is nog nie dit wat God hom gemaak het om te wees nie. Dit is nog nie wat God se plan was nie, en God is dan nou nog nie klaar met die mens nie, nog nie klaar met die mens se verhaal nie. En as ons nou op 'n plek kom waar ons vra, hoekom lyk dit nie soos in Jesaja nie? Dan is die herinnering dat God nog nie klaar is met dit wat hy begin het nie. Wie van julle, okay, as julle nou nie wat fliek The Watchmen gekyk het, wie van julle het al The Best Exotic Marigold Hotel gekyk? Ook nie. Daar is daar iemand. Iemand anders nog nooit gekyk nie. Ek is altyd 2 baie ou flieks.
Ek kan nou nie onthou, Watchmen dink ek is 2009 en Best Exotic Marigold Hotel is in 2011. Nou wat gebeur is 'n klomp bejaarde mense wat op 'n ek dink dit was 'n toer na Indië toe en hulle gaan bly in die Marigold Hotel, the Best Exotic Marigold Hotel. En nou het hulle 'n klomp goede wat hulle daar doen en aan die gang is. En op 'n stadium sê 'n ou oom, hy sê, everything will be okay in the end. And if it's not okay, it's not yet the end. So aan die einde sal alles okay wees, en as dit nog nie okay is, dan is dit nog nie die einde nie. Nou, in die tyd van die fliek was dit omtrent oral. Almal het dit gesê, dit was op Facebook en op al die sosiale media het julle dit al gehoor, né? Aan die einde sal alles okay wees, en as dit nie okay nie, is dit nie die einde nie. En dis wat Jesaja vir ons kom sê. Aan die einde sal 'n vrede wees. En roofdier en rower en prooi en broos persoon en wat meer victim, nou, ons sal almal in vrede saamleef. Nou Watchmen het 'n baie belangrike teologiese boodskap wat hy oorbring. In die eerste plek moet ons verstaan dat ons as mense is gebroke. Elkeen van ons wat hier sit. Niemand van ons is hierdie superhelde nie. En ook die dominees nie. Ek kan dit veel sê van alle dominees nie. Ons is nie perfek nie, ons het nie bonatuurlike kennis en wysheid en insig, dit is nie so nie. Nee, ons is maar doodgewone mense en ons lewens is baie keer maar net so gebroke soos mense buite die kerk. Want die lewe gebeur met 'n mens. In die tweede plek vertel hy vir ons iets van God. En hierdie persoon, Dr. Manhattan, het hierdie gedagte dat hy met 'n ramp vrede kan bring, maar dit kan ook nie gebeur nie. Want om dit te kan doen, moet daar 'n klomp ander goed gebeur. En dan die derde persoon, Rorschach, hy sê maar, hy sal dinge in sy hande neem en hy sal die probleem oplos. En uiteindelik kan hy dit ook nie regkry nie, want wat hy doen, is hy pleeg 'n klomp wrededade en 'n klomp goed wat ongeregtigheid in homself is. Maar ek kan nogal saam met Rorschach stem. Dis nie God wat hierdie dinge doen nie. En ek glo nie in 'n ding soos noodlot, die wêreld gebeur nou maar net met jou en die lewe gebeur nou maar net met jou nie. Maar waarmee ek nie saamstem nie, is dat God nie belangstel nie. God is nie 'n God wat op 'n afstand kyk na al die seer en na al die dinge wat in jou lewe gebeur en hy gee nie om nie. Wat ek glo, is dat God hierdie boosheid sien en dat dit iets in hom doen. En dat hy uiteindelik, anders as in die fliek, is dit net God wat vrede kan gee. Is dit net God wat vrede kan bring? Geen mens kan dit doen nie, geen held kan dit doen nie. Niemand kan vir ons vrede gee, behalwe God nie. En wanneer ons om ons kyk, en dis nog nie die realiteit nie, dan moet ons onthou en besef, dat God is op pad met hierdie wêreld, en hy is op pad met ons. En in Advent, waar ons een ding sing, waar ons een ding preek, waar ons een ding lees in die Bybel, en 'n ander realiteit sien, moet ons onthou, dat die belofte van die woord van God, die grootste belofte, is Immanuel. Ek is met jou. Ek is met jou in alles wat jy deurgaan, met alles wat om jou gebeur. Ek is daar. Aan die einde van hierdie gedeelte dan sê hy, hierdie reg en geregtigheid gaan plaasvind op die kennis van God. Soos ons God ken, soos ons lewe. 'n Belangrike ding, net ek sluit sommer hiermee af. Belangrike ding, ons glo dat ons as kinders van God geroep is. Ons het 'n taak, ons moet werk vir die vrede, ons moet mense lief hê en mense vergewe. Dit is uiteindelik wat ons taak is as gelowiges. Maar Jesaja 11 verwag nie dit nie. Dis nie 'n opdrag wat hy gee nie, wat hy gee is 'n troos dat God die een is wat vrede bring. Ek weet van julle gaan ek seker nou die laaste keer sien. Ek weet my skole wat sluit, dis ouens wat nou met verlof begin gaan. So mag hierdie Kersfees vir julle regtig waar 'n tyd wees wat julle hierdie vrede van God kan beleef. Mag dit 'n tyd wees waar julle groei in julle kennis van God, in julle liefde van God. Mag hy julle in hierdie tyd vashou en vertroos. Mag hy vir julle seën en genees van alle gebrokenheid.
En mag hy vir jou in 2026 die genadejaar van God aankondig. Kom ons word 'n oomblik stil. Daar's geleentheid vir jou om met die Here te praat. Praat met hom oor alles in jou lewe wat dalk jou vrede steel, dinge wat jou pla. Vra dalk vir die Here om jou te help om hom in 'n nuwe lig te sien. Erken hom as die prins van vrede in jou lewe. Mag hy die dooie stompe in jou lewe, in die plekke waar jy werk en waar jy beweeg, mag hy daar ook vir jou 'n nuwe vars lood laat uitkom. Genadige en almagtige God, ons dank U dat U seun gegee het as 'n geskenk vir ons. Ons dank U dat U bereid was om van die goddelikheid eenkant te sit en mens te word in 'n wêreld wat so gebroke en de mekaar is, waar ons soveel dinge aan mekaar doen, waar soveel mense dinge aan ons doen, waar daar soveel pyn is, dat U die een is wat vrede bring. Ons bid vanoggend vir elkeen wat op een of ander manier siek is, wat gevange is. Ons bid vir hulle wat geestelik blind is. Ons bid vir hulle wat hartseer is, wat moedeloos is. Dat U vrede in hulle lewens sal inbreek, dat U die een sal wees wat verlos, dat ons Jesus al meer kan leer ken. Ons vra Here dat U ons sal help om toe te laat dat U in ons lewens en ons harte en ons gedagtes werk. Mag ons draers van U lig en van die vrede wees. Mag ons in hierdie tyd, in die Kerstyd, oral waar ons gaan, iets van U vrede en die liefde, iets van U vreugde en die genade sigbaar maak. Mag ons vertroostend wees en opbouend wees, bemoedigend wees. En bo alles, mag ons 'n boodskap van U genadejaar uitdra. 'n Boodskap van U seun wat U gegee het, van lewe, daar waar dit lyk of dit dood is. Ek bid vir elkeen wat dalk van hier af op reis gaan, dat U hulle sal beskerm, dat U hulle geseënde Kerstyd sal gee, dat U hulle sal vul met vreugde en opwinding vir U, en dat wanneer ons van die vakansies af terugkom, dat ons nuwe energie vir U en U koninkryk sal hê. Beskerm elkeen en bring ons veilig tuis, en mag ons in alles altyd U wil soek en U naam verheerlik. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Ek sien gister 'n video van 'n ou wat nou vertel hoe hy saam met van hierdie Afrika televangelist ouens gewerk het en hoe hulle by hierdie by die eredienste voor die tyd, die Saterdag voor die tyd, dan rehears hulle alles wat nou gebeur, die getuienisse en die wonderwerke en alles, en hy vertel wanneer dit kom by die kollekte, dan kom hy op aan getuig, hy het in die kerk gestaan en toe sê die Here vir hom, hy moet R5,000 vir die pastoor gee.
En dan sê hy, maar dis 'n huurgeld. En dan sê die Here, jy moet dit gee, en dan gaan gee hy dit. En dan vertel hy vir hulle, toe hy huis toe stap van die kerk af, toe tel hy 'n koevert op met R30.000 in. Hy sê, dan bring die mense hulle geld. Nou ons bring nie ons geld na die Here toe, omdat dit 'n manier is om die Here te manipuleer of sy arm te draai nie. Ons bring dit omdat ons dankbaar is vir dit wat God ook in ons lewens doen. So kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons harte ken, ons gedagtes ken, ons motiefs ken. Ons dankie ook dat ons U nie kan of hoef te manipuleer nie. U is die een wat vir ons voorsien, en U is die een wat U koninkryk bou. En ons dankie dat U ons deel maak aan dit, deur vir ons die vermoë te gee om dit wat U vir ons gee, ook weer terug te gee. En daarom vra ons ook dat U ons as gemeentes, of as gemeente, verantwoordelik sal maak om dit wat U vir ons gee, om U koninkryk te bou, met eerlikheid en opregtheid en sensitiwiteit te doen. Mag dit ook U verheerlik. Amen. Kom ons staan, ons gaan 'n lied sing, Laat Heer U vrede deur my vloei, waarna ek die seën gaan uitspreek. Ek kyk 'n podcast waar 'n Christen met 'n ateïs sit en gesels, en die ateïs sê vir hom, hy kan nie in 'n God glo wat toelaat dat hierdie dinge wat in die wêreld gebeur nie. Die Christen vra vir hom, maar wat bedoel jy? Hy sê, daar bestaan nie 'n God nie, want as daar 'n God was, dan sou hy nie hierdie dinge toegelaat het nie. En die Christen sê vir hom, goed, kom ons sê, daar bestaan nie 'n God nie, ons vat vir God weg. Wat bly oor? Nog steeds sy hartseer, nog steeds die teëspoed, nog steeds rampe, nog steeds al hierdie goed. Sê vir hom, nou wie is nou die oorsaak? Die ou sê, ons is mense. Ek vra die Christen vir hom, nou is dit nie so, dat ons as mense nog steeds verantwoordelik kan wees, en dat hierdie goed God se hart nog steeds breek, en dat God ook nie hou van dit wat gebeur nie. En ek dink dit is die kern van dit wat ons glo. Nee, hierdie dinge gebeur, en dit maak God se hart seer, en daarom het hy sy seun vir ons gestuur. Mag julle hierdie Kersfees, wanneer julle hierdie verhaal hoor, die verhaal vier, mag julle die genade van God beleef. Mag sy liefde oor julle vloei. Mag hy elke aspek van jou lewe met sy vrede vul. Amen.